Goeiedag. Professor van der Walt lei sy gedeelte oor Openbaring in met die opskrif: Sorg dat jy aan die kant van die regte koning staan. As ons oor God se skouer kon loer, waar hy die geskiedenis van hierdie wêreld beplan, wat sou ons sien? Johannes, die skrywer van Openbaring, kan vir ons vertel, want hy het gesien. God het hom hemel toe genooi en hom alles gewys. Maar wat het hy gesien? Die geskiedenis van die wêreld is eintlik soos 'n oorlog. Ja, dis 'n stryd tussen die goeie en die bose, vertel Johannes ons. Soos in enige oorlog is daar twee weermagte. 'n Goeie een en 'n slegte een. Elkeen met sy eie aanvoerder. En Johannes kon by elkeen gaan kuier. Eers het Johannes by die goeie weermag 'n draai gaan maak. Wat 'n ervaring was dit nie. Met die intrapslag loop hy in die troonsaal van die koning, die heerser van die heelal in. Die atmosfeer was elektries, gelaai met heiligheid, krag, getrouheid en alwetendheid. Almal het in aanbidding voor die koning op sy troon neergeval en kon maar net sing: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Toe Johannes vir 'n oomblik wonder hoe die koning teen die bose gaan veg, sien hy Jesus daar staan. Jesus wat klaar die bose oorwin het. In die stryd het hy gesterf om elke gelowige te laat leef, ewig te laat leef. Selfs het hy weer uit die dood opgestaan en hy leef. En dit is hy wat uiteindelik as 'n ruiter op sy wit perd sal uittrek om die bose finaal te gaan vernietig. God se mense en die hele weermag van hulle het ook Johannes se aandag getrek. Dit is hulle wat deur Jesus gered is en deur God syne gemaak is. Hulle loop oor van lof en dank vir God. Boonop kan niks hulle keer om vir almal die wonderlike boodskap van hierdie God te vertel nie. Ja nee, hulle wapens is nie swaarde en spiese nie, maar woorde wat die goeie nuus van God dra. Toe draai Johannes na die weermag van die bose toe, en hoe anders was die ervaring nie. Die doodsreuk van God se oordeel hang reeds oor hulle. Hulle het verloor en weet dit. Hulle bevelvoerder die duiwel probeer tog nog vir oulaas om God se mense seer te maak. Hy gebruik elke moontlike stukkie taktiek, hoe onderduims ook al, om mense te mislei, om eerder voor hom as voor God te buig. So sal dit nie vir altyd aanhou nie. Op 'n punt gaan die koning van die heelal sê: genoeg is genoeg. Dan sal die ruiter op die wit perd die duiwel finaal verwoes, en saam met hom elkeen wat nie die knie voor Jesus gebuig het nie. Maar vir God se mense wag daar wonderlike toekoms. God gaan self by en tussen hulle kom bly. In die nuwe stad Jerusalem sal hy hulle trane afvee en sal woorde soos siekte, dood of haat nie meer in die woordeboek staan nie. Dit help nogal om te weet hoe die toekoms gaan lyk. Al kan ons niks daaraan verander nie. Op die manier kan ons daarom seker maak dat ons aan die kant van die regte koning staan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons raak so baie keer bang oor wat die toekoms vir ons inhou. Maar help vir ons om maar net te vertrou dat U vir ons wat U aanbid, wat getrou aan U bly, wat U as die ware koning dien, dat daar vir ons 'n wonderlike toekoms wag, soos Johannes het beskryf het. In Jesus se naam. Amen.